Ons lees volgens Johannes 20, wat een van die ander opstandingsverhale was. En ek wil hê nou so 'n bietjie kyk, wat is die verskille miskien tussen Lukas 24, Johannes 20, maar ook kyk nou 'n bietjie wat is dieselfde tussen hierdie twee gedeeltes. Die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy harte toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doek wat daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was aan een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. En terwyl sy huil, het sy vooroor gebuig om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dis 'n tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken die Heermeester. Jesus sê toe vir hom, ek kan nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees daai 18 vers. En ons het 'n hele paar verskille en ooreenkomste tussen hierdie twee tekste miskien. Ek dink dis net ons daar vasstaan. Dit gaan dis ooggetuie vertelling, so daar gaan 'n bietjie verskille wees, maar die ding wat ek wil hê julle moet raak sien, die eerste ding, wat amper vir my die belangrikste ding is oor die opstanding, eerste raak te sien, is dat hierdie is nie 'n maklike ding om te glo nie. Hierdie ding wat hier gebeur, is nie maklik om te sê, ja, nee, Lukas sê, dit het vir hulle soos onsin geklink. Hierdie disipels sê, hulle het nie die teks verstaan, of hulle het nie die skrif verstaan, wat sê dat Jesus uit die dood op moet staan nie, en daarom gaan luister. Hulle verstaan nie wat hier aangaan. Hulle glo nie eintlik regtig wat hier aangaan nie. Dis nie 'n maklike ding om te verstaan nie. As ons in die wêreld gaan kyk, sit ons seker met 'n 20% of 'n 10% van mense wat sê, hierdie kan waar wees. Dit is so 'n vreemde, onmoontlike wonderwerk wat hier gebeur. Hierdie opstandingsverhaal. En Johannes begin hierdie opstandingsverhaal met 'n vrou, met Maria. Ons kry haar daar hier by die tuin, by die graf. Sy is natuurlik hartseer, hierdie een Jesus vir wie sy lief was, hy is dood, sy huil daaroor, sy treur, en dan gebeur 'n klomp goed, maar steeds twyfel sy. Maria kry nie regtig hierdie ding geglo nie. Dit is 'n vreemde ding vir my, dat sy self hiermee sukkel. As ons net so 'n bietjie onthou, wie is Maria? Maria Magdalena beteken, sy was Maria van die dorpie Magdala, heidense dorpie daar op die see van Galilea, belangrik, heidense dorpie, so sy was eerstens nie noodwendig 'n Christen nie, is 'n klein dorpie, en as ons daar in Lukas 8 gaan kyk, ook in Markus 16,
Die eerste keer waar ons ontmoet, is waar daar demone uit haar uitgekry word. So hierdie vrou, wat hier by die graf staan, sy verhaal begin waar sy besete is van demone en waar Jesus haar kom vrymaak daarvan. Maar van daai oomblik af wat sy vrygemaak is, waar sy deur God se genade gered is, word sy gevul met hierdie liefde vir hom. En die res van haar lewe wat ons van haar lees in hierdie teks, in die teks leef sy met dankbaarheid en met uiterste toewyding teenoor Jesus. Al 4 die evangelies vertel, sy was daar by die kruis op Goeie Vrydag. Sy was daar na al die disippels weggehardloop het en Jesus gelos het, is sy steeds daar tot by daai verskriklike donker einde op Goeie Vrydag. Sy is nie weg nie. Volgens 3 van die evangelies was sy daar toe Jesus vir die kruis afgehaal het en hom toegedraai het en hom in die graf gaan sit het. Sy was daar deur hierdie hele proses, nie een oomblik van hierdie pad, van, as ons nou sê, van die tuin van Getsemane af, deur Pontius Pilatus, tot by die kruis, tot by die einde, tot by die graf. Sy is heeltyd daar. En nou, as die son opkom, is sy weer, of is sy eintlik nog steeds hier. Nou kan jy net vir jouself indink. Hierdie vrou, met al haar toewyding aan Jesus, kom by hierdie graf, die klip is weggerol, en Jesus is nie daar. Nou Maria, waarskynlik 'n bietjie van 'n pragmatiese mens, 'n realistiese mens, sy neem onmiddellik aan luister, hulle moes hierdie liggaam van Jesus geskuif. Dit is die eerste, of die normale besluit om te neem, of waarneming om te neem. Hulle moes Jesus se lyf, sy liggaam, weggevat het. Waarheen kon hulle hom gevat het? Asseblief, moenie, sy sê vir Jesus, as hy nog dink, hy is die tuinopsigter, sê net vir my, waar is die liggaam, en ek sal hom gaan haal. Asseblief, moenie dat hierdie liggaam weggeraak. Sy gaan vertel vir die disippels, sy sê, luister, hier's moeilikheid. Hulle reaksie, die disippels is 'n reaksie, Petrus en die geliefde disipel is, ons verstaan nie wat hier aangaan. Hier's iets vreemds aan die gang. En hulle los vir arme Maria net daar in die tuin. En dis waar ons al nou ook weer kry in hierdie teks. Treurend, wees om te huil, daar by die graf. Jesus verskyn aan haar, sy herken hom nie. Sy dink sy tuinopsigter, sy ou wat daar werk. Hierdie man, hierdie God wat haar vrygemaak het, van demone uit haar uitgedryf het, 7 demone, sê Markus vir ons, sy herken hom, sy weet nie wie hy is nie. Asseblief sê vir my, waar is Jesus se lyf? En in daai oomblik, net daar, skielik breek die hoop van Paasfees, skielik breek die hoop van die opstanding vir Maria deur. En wanneer gebeur dit? Gebeur wanneer Jesus vir ons sê, Maria. Voor hy haar nie op haar naam roep, herken sy hom nie. Voor hy nie haar op haar naam roep nie, dink sy, hy's weg, dink sy, daar's geen hoop nie, dink sy, daar's geen kans meer in hierdie lewe nie. En dan sê hierdie tuinopsigter vir haar, Maria, daar's nie trompette nie, daar's nie kore wat sing nie, daar's geen teologiese verduideliking van wat nou hier aangaan, daar's geen teks uitleg nie, net een ding. Maria, haar naam word genoem. En in daai oomblik wat Jesus haar op haar naam roep, ontdek sy, herken sy weer die een agter wie sy al hierdie jare aangeloop het. Herken sy weer sy gesig, ontdek sy die hoop en die genade van die opstanding. Niks vreemds nie, geen preke nie, net liefde en genade in een klein woordjie. Maria. En dit was genoeg. In daai oomblik onmiddellik weet sy, wie is hierdie een wat met haar praat? Sy sien die opgestane Here, sy val op haar knie en sy sê, Meester, my Meester. Sy kom daar by haar graf aan in die oggend, amper dood.
Alles is verby, dit is net sleg. En skielik het sy meer lewe as wat sy ooit voorheen gehad het. Skielik gaan sy uit daai tuin uit meer lewendig as wat sy nog ooit was. Sy kom tuin toe om langs 'n lijk te sit en te tree, maar sy gaan weg met die teenwoordigheid van haar lewendige God. Sy val by sy voete en sy sê, Meester. Soos wat ons deur ons lewens gaan, word ons name op baie plekke geroep of genoem. En dit is vir altyd ongelooflik hoe ons naam of die impak wat ons naam kan hê, hoe dit gesê word, maak 'n groot verskil aan wat my naam beteken. As Babs vir my sê, Isak, dan weet ek, okay, dis mooi, my vrou is lief vir my, alles gaan goed. As my ma vir my sê, Isak Stefanus de Villiers, dan weet ek is in groot moeilikheid. En sy doen dit nou nog, sy bel my, dan noem sy my op al 3 my name. Dan weet ek, hier is nou chaos. Die manier hoe 'n naam gesê word, kan amper alles verander. Dit kan op 'n kalm, rustige, liefdevolle manier gesê word. Dit kan op 'n kwaai manier. Die kwaaiste wat my vrou al ooit vir my gesê het, is sy selfs sy my naam is gewoon net geskiep en gesê, meneer de Tooi. Ek het jammer gesê voor ek sou enigiets anders te kon sê. Selfs by die skool, hoe juffrouens ons name sê, help ons om te weet, is hulle trots op ons, het ek nie my huiswerk gedoen nie, is ek in die moeilikheid. My naam kan in my 'n klomp emosies losmaak. Vrees, bekommernis, stres, liefde, rustigheid. En as ons hier in Maria sien, Jesus wat haar naam noem, bring al daai emosies, dink ek, op een slag. Opgewondenheid, rus, troos, soveel dink ek wat in Maria se hart moes aangaan en die oomblik wat Jesus vir haar sê, Maria, want daai oomblik verander alles. Wie sy is, verander, sy gaan van 'n bang vrou in 'n tuin by 'n graf na 'n vrou wat hardloop en eintlik in die Bybel die eerste sending word, die een wat eerste gaan om die evangelie te verkondig, die een wat eerste gaan sê vir hierdie disippels wat nie verstaan het nie, wat nie geglo het nie, Jesus leef. Die feit dat hy haar naam sê, maak dat sy nie kan stil bly nie. Hierdie vrou, hierdie demoonbesete vrou, word die eerste wat sê, hy leef, hy het opgestaan, hy is hier. Jesus is nog steeds in die besigheid van mense op hulle naam roep. Dit het nog nooit verander nie. God is nog altyd die een wat mense op hulle naam roep. As ons sommer net dink, Genesis 12, Abraham. Daar bietjie paar jaar later uit die brandende bos uit, Moses, Dawid, Maria. Weer en weer kom God en hy roep mense op hulle naam. En wanneer hy my, wanneer hy jou op jou naam roep, doen dit 'n paar goed. Die eerste ding wat hy doen, is dit bevestig die opstanding. Toe Maria hoor dat Jesus haar op haar naam roep, is hierdie ding wat sy nie geglo het nie, wat sy nie verstaan het nie, dit word waar. As Jesus my op my naam roep, dan word hierdie opstanding hoop, hierdie genade wat daar is en hy wat leef, skielik waar in my lewe. Word dit bevestig in my. Daar was vir Maria geen twyfel. Sy het hom gesien aan die kruis, sy het gesien sy laaste asem uitblaas, sy was daar toe hom afgehaal het, sy was daar toe hom gedraai het in lig. Sy het geweet, hy is dood. Daar is geen twyfel. Hy is definitief dood. En nou, is daar geen twyfel nie. Hy leef. Daar is niks anders nie, daar is geen verduideliking maar voor nie, hy leef. En net soos wat sy geweet het, hy is dood, net soos weet sy nou, hy leef. Dieselfde as hy my naam roep. Dit word hier in my bevestig, Jesus se opstanding. Die tweede ding wat dit doen, is dit skep die moontlikheid vir 'n nuwe vrou. Die vrou wat Maria gehad, dink sy gaan met Jesus hê, is een van hom, ek gaan hom mis, hy is dood, ons gaan aan hom dink. Wat nou gebeur is, dit is 'n lewendige, opgestane verhouding. As Jesus my roep, dan roep hy my, ons praat dit nog die hele jaar hieroor,
in 'n intieme, persoonlike verhouding saam met hom. Hy roep my om hierdie pad saam met hom te kom loop. Die oomblik wat hy jou naam roep, sê hy, ek wil saam met jou leef. Ek wil deur die oppe en awe, die duisternis, die vrees, die vreugdes en die opwinding van hierdie lewe saam met jou gaan. Hy skep die moontlikheid vir my om in 'n nuwe verhouding met hom, met die Vader, met die Heilige Gees te kom leef. Dit is wat hy doen as hy my naam roep. Hy skep die moontlikheid. Maar dis nie al wat gebeur nie. Daai verhouding gebeur nie outomaties nie. Dit vra van my 'n reaksie, 'n respons. Dit vra van my om te reageer op hom. As my vrou my naam roep, is daar vir my 3 opsies, né? Ek kan maak of ek kan nie hoor nie, want ek is te ver weg. Ek kan nog net ignoreer. Ek kan twyfel daaraan of ek nou regtig hoor wat sy sê en of ek wil doen wat sy sê. Maar ja, stel opsies gehad. Hier staan Jesus voor haar. Hy roep haar naam, sy sê ek droom. Ek moet van my kop af wees, daar is te veel stres hier oor die naweek. Ek twyfel of hierdie regtig waar is. Sy kon onmiddellik haar rug omgedraai en sê, jy is net een of ander tuinier, ek hoef nie te luister na jou nie. Sy kon hom geïgnoreer. Of sy kan net gesê, nee, ek wil nie deel wees van wat hier aangaan. Hierdie is te skrikwekkend. Sy kon dit totaal en al verwerk het. Maar sy kies om hom aan te gryp. Sy kies om by sy voete te val. Sy kies om te sê, my meester. Al verstaan sy nog nie alles nie. Al verstaan sy nie alles wat aangaan nie. En weet sy nie noodwendig wat gebeur hier nie. Op die feit dat Jesus haar op haar naam noem, maak dat sy onmiddellik hom kies. Maak dat sy onmiddellik kan glo, hy het opgestaan en hy leef. Vanoggend en elke dag glo ek, en veral in hierdie paastyd, kom Jesus na elkeen van ons. Hy kom na jou en hy roep jou op jou naam. En die vraag is, hoe gaan jy reageer? Hoe reageer ek wanneer ek my naam hoor uit sy mond? Ignoreer ek hom? Twyfel ek? Verwerp ek hom? Of gryp ek hom aan? En ek dink, dit is 'n vraag wat elke dag van ons lewens gevra word. Elke dag, in elke situasie wat ek kom. Hoe reageer ek hier? Waar hy met my praat, waar hy my roep. Val ek op my knieë en roep ek my meester, my redder, my God, of draai ek my rug? Amen. Kom ons bid. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, ons meester. Dankie Here dat U ons op ons naam roep. Dankie dat U my ken op my naam. En dat ek daarom kan weet dat U leef, dat U opgestaan het. Dat ek daarom kan weet dat hier 'n moontlikheid is vir my om in 'n nuwe tipe verhouding met U te kom staan, 'n intieme, persoonlike verhouding saam met U. Dat U my uitnooi om hierdie pad saam met U te doen. Here, help my elke dag te kies. Help ons om elke dag te kies om U aan te gryp.